ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 183. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal u belangstel in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. Ek het tans 'n pakket met die Bybel. Die Bybel in een van my boeke gratis, enige een van my boeke gratis, vir dieselfde prys wat hulle al die tyd voorverkoop het, al vir die laaste 3 jaar. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Ons wil hê jy moet dit doen. Maar gaan na deel 1, begin reg voor. Hoekom? Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Is ook uiters noodsaaklik dat jy inteken op die webtuiste sodat jy die kennisgewing van al die studies kan ontvang waarmee ons besig is, Engels en Afrikaans, en natuurlik ook daar kom 'n nuwe reeks oor die eskatologie en die eindtyd, en as jy nie ingeteken is, jy gaan nie dit mis. So ons wil jy nooi, teken in en subscribe, soos die Engelsman sê. Deel ook die kontak met die vriende, die link of die webtuiste, deel dit met die vriende, en jy moet 'n skryfblok en 'n pen byderhand hê, as ook 'n Bybel is baie belangrik, en natuurlik 'n seatbelt of 2, want elke week is daar skokke. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg wat ons as Javiste vanoggend kan hê om by mekaar te wees. Ek wil bid, salf u woord, maak dit lewend in ons midde, Vader. Strome van lewende water, dat ons lig wees wat skyn in 'n verlore wêreld. Vars brood, vars water en vars sout, sodat sondaars gered kan word. Bid laat hierdie woord vanmôre in goeie voorbereide grond val en iewers iemand gered word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Volk van Javashua sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid wees. Halleluja. Ons gaan aan waar ons gestop het. Gisteroggend Spreuke 14 vers 9. Spreuke 14 vers 9. Die skuldoffer spot met die dwaase. Die skuldoffer spot met die dwaase. Dwaase, die ongoddelikes, die sondaars, hulle wat. Nou, ons skuldoffer is betaal op Golgotha. Halleluja. Ons het nie 'n skuldoffer wat ons elke dag en elke week en elke jaar moet bring nie. Ons het 'n hoëpriester wat in die hemele aan die regterhand van die Vader sit, waar hy vir ons intree. Nou, daar was baie keer al gevra gewees, en ek het dit 1 of 2 keer genoem, wat gebeur wanneer ek as 'n Javis 'n foutjie maak? Ek praat nie van moetswillig sonde doen nie. Moetswillig beplan om na 'n hoerhuis toe te gaan, of strip shows, of iets wat, nee, dit is moetswillig. Ek wil sê, wat gebeur wanneer 'n Javis struikel? Perdharte met 4 pote, sterk gebou en alles, en skielik swak hy. Sy enkel swak onder hom. Ek praat van, ek gebruik dit as 'n metafoor. Ek maak 'n foutjie. Ek wil amper sê, jy's besig om jou motor te bestuur. In die volgende oomblik draai jy 'n ou voor jou in. En daar glip 'n woord of 'n ding uit wat nie veronderstel was, wat nie by 'n Javis hoort nie.
Maar dis nie iets wat jy aan gedink het nie, is nie iets wat jy beplan het nie. As jy kry dit gebeur. Nou is my vraag. Die persoon, of kom ek praat van my, dis ek. Ek het nou 'n ding gesê. Jou eenvoudige swaap en verstaan jy wat ek sê? Want ek besef wat so groot ongeluk het kon dit gewees het. En nou stop ek en onmiddellik sê die Ruach vir my, wat het jy gedoen? Onmiddellik kla die Ruach HaKodesh my aan. Is dit nou nodig dat ek moet gaan en oorgedoop word of oorgeonderdompel word? Moet ek my van vooraf gaan bekeer? Onthou, ek het net gestruikel. Dit was nie in my intensies nie, dit was nie eens in my gedagte nie. Daai vloekwoordjie was nie eens in my gedagte. Ek sê nou vloekwoordjie, maar kom ons sê vloekwoord. Kom ons gee hom nie 'n klein woordjie nie. Die vloekwoord was nie in my gedagte nie, dit was nie op my tong nie, dit was, maar toe dit daar is, toe is dit daar. So nou kom Jaffa en Jafashua, nou vee my naam vinnig uit die boek van die lewe uit. Nou moet ek weer ek vra vir u. Nou moet ek myself bekeer. Ek moet teruggaan van waar ek begin het en ek moet weer geonderdompel word en ek weer begin met heiligmaking. Wat sê u? Wat gebeur met my wanneer so iets gebeur? Wat sê die skrif? Ek kom tot die ontdekking van die woord terwyl ek besig is met die boek Hebreërs. Vir die Legkaart Studiegids Bybel. Ons is op pad, ons is amper daar. Ons hoop om by die 3de Julie die boek vry te stel, die nommer 3. Legkaart Studiegids Bybel. Ek wil sê, as dit nie op my verjaarsdag die 3de is, gaan dit die 5de wees, maar ons probeer ons heel beste vir die 3de. Ons is amper daar. As Jaffa se wil is. En terwyl ek met die Hebreërs reeks besig is, wat praat oor Hebreërs hoofstuk 7 vernaam, wat praat oor Melchisedek wat 'n hoofpriester was en Jafashua wat Melchisedek wat 'n priester was, die koning van Salem, die koning van vrede, en dan sien ek Jafashua wat die hoofpriester geword het. Die Ou Testamentiese 613 wette is tot niet gemaak, ekskuus, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Jy kan gaan lees, Hebreërs 7 vers 18. Jaffa het tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid. 613 wette. Want hy het vir ons 'n nuwe testament gegee, geskrywe in die bloed van Jafashua. Hy het vir ons 'n hoofpriester gegee wat nie nodig het om vir homself eers te offer voordat hy vir die volk offer nie. Want die hoofpriester uit Levi en Aaron, hulle moes eers elke keer vir hulle self 'n sondeoffer offer voordat hy in die heilige der heilige kon ingaan om vir die volk se sondes te offer. Ek en u sê die woord het nie so 'n hoofpriester nie. Waar sit daai priester? Ek wil nie sê priester nie, hoofpriester. Maar hy sê 'n priester nie. Hy's hoofpriester. Waar sê die woord, waar sit hy? Hy sit aan die regterkant of regterhand van die Vader op sy troon. Ons het in Jesaja 53, aan wie is die regterarm of die regterhand van Jaffa geopenbaar? Dan sê hy soos 'n lood voor sy aangespreid opgespring, soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, geen voorkoms mense om so verag nie. En dan gaan hy aan, so begeer nie, maar hy is verag en deur die mense verlaat, 'n man bekend met smarte en krankhede, een vir wie mense sy gelaat verberg. En ons het hom nie geag nie, en hy het ons sondes op hom geneem, en ons krankhede, hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders. Dis Jafashua. Waar het hy gaan sit toe hy opvaar in die hemel? Aan die regterhand van die Vader. Hoekom? Want hy was die regterhand, die autoriteit. As ek en jy mekaar groet, die regterhand. Ek het dit al verduidelik 1 of 2 keer. So waar sit Jafashua? Aan die regterhand van die Vader. Wat sê die woord? Hoekom sit hy daar?
Die Bybel sê, hy is ons voorspraak. En hy tree vir ons in by die Vader. Nou moet jy mooi luister. En hierdie is nie 'n vrypas om sonde te doen nie. Dis wanneer ek onbeplans 'n foutjie gemaak het. Wanneer daai kar voor my ingeswaai het, en ek het sonder dat ek eers gedink het op iets 'n knoopwoord gegee. Want weet jy wat? Ons is nie skynheilig nie, ons is nie in die hemel klaar nie, ons lewe in heiligmaking. Maar die Satan se doel is om ons af te breek, dat ons moet terugval. Nou het ek 'n foutjie gemaak. Wat gebeur nou met my? Onmiddellik sal die Vader sê, wis hom uit. Wat doen die seun? Die regterhand. Die woord sê, hy's my voorspraak. So wat doen hy aan die regterhand? Hy sê, Vader, Hannes het 'n klein foutjie gemaak. Dit was nie eens in sy gedagte gewees of enigiets nie. En weet jy wat, hy het klaar om verskoning gevra. Want onmiddellik na ek die kragwoord gelos het, sê ek, Vader, ek is jammer, ek is verskriklik, Yahweh, ek is jammer, vergewe my, ek wil my kleed skoonmaak deur die genadebloed. Wat doen Yahweh? Hy's my voorspraak, waar die Vader sê, wis hom uit, sê die seun, gee hom net nog 'n kans, hy het 'n foutjie gemaak. Ek het hom met my bloed gekoop. Hy sit aan die regterhand. Hy's my hoëpriester. Hy het nie sonde nie. Hy het sonde kom word. En wat doen hy? Hy's my voorspraak. Hy tree in namens my in. Hy's my advokaat. Wat vir my intree by die Vader. Vader, vergeef hom, dis nie sy gewoonte nie. Hy lewe nie so nie. Dis hoe hy opereer nie. Ek praat nou van ons as Javiste. So hoekom en ek het altyd gewonder, hoekom het Jaffa aan die regterhand van die Vader gaan sit? En dit staan duidelik geskryf, en dit kom by my op, en dit gaan vir my oop, die oomblik toe ek het lees, toe ek vir al daar, hoeveel keer het al gelees het, hy's my voorspraak, sou ek in onbenulligheid 'n foutjie gemaak het, dan tree hy vir my in. Maar ek wil vir jou sê, as jy moedswillig is, en sekere dinge moedswillig doen, weet jy wat doen daai voorspraak? Hy sal sê, Vader, kom ons gee hom gas. Hy wil nie luister nie. Verstaan jy wat ek sê? En dis wanneer die woord sê, het is wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Want hy het gepraat en gepraat en gepraat en gepraat, en die seun het ingetree, en die seun het ingetree, en die seun is ons voorspraak, en hy roep ons naam ter wille van geregtigheid. Maar ons wil nie. Ons praat van twee totale verskillende opsette. Ek praat van wanneer 'n ding in die Engelse woord wat dit sê, in the spur of a moment. Maar steeds moet ons neig om in totale heiligmaking te lewe. Daar is skrif wat sê, dis in 2 Petrus, in 2 Johannes, daar sonde nie tot die dood, sonde tot die dood en sonde nie tot die dood nie. Wat is die sonde wat nie tot die dood toe is nie? Wat sê wat is die sonde wat nie tot die dood is nie? Dis die wat Yahweh as die middelaar onmiddellik voor ingetree het. Daai sonde is nie tot die dood nie. Opnuut het hy dit vergewe. Opnuut herinner hy die Vader aan die prys wat hy betaal het. Nie vir die geregtiges nie, maar om ons tot geregtigheid te lei. Dis die ander ding wat my altyd bietjie getikkel het. Soos die Engelsman sê, sonde tot die dood en sonde nie tot die dood nie. Wat is die sonde wat nie tot die dood is nie? Dis daai wat in the spur of a moment gebeur, waar Yahweh intree as die middelaar. Hy tree in, op daai oomblik tree hy weer in vir my. En hy tree in vir jou. En ek wil sê vanmôre geliefdes, dit gee ons 'n vrypas om te sondig nie. Weet jy wat? Die bruid, die Javiste, het nie lus om te sondig nie.
Ons het nie lus om moeilikheid te gaan soek nie. Ons het nie lus om te gaan krap waar dit nie nodig is nie. En dis hoekom ons nou die werke van die duiwel afsny. En waar ons baie keer, omdat ons presies, ek wil sê, die ouens wat aangevat het, as hulle monde oopmaak, wat nie in die skrif is nie, as hulle nie weer in die woord wandel nie, dan moet dit is op hom, dit is nie op my nie. Ons het genoeg gepraat en ons leer, en die goeds is in die skrif. Die ou wat nie weet, jy kan kom en sê, prof, kom sê vir my. Kom wys my, kom verduidelik vir my. Maar ek en u het 'n voorspraak. Ons is 'n voorspraak, Jafashua, wat aan die regterhand van die Vader sit. Aan die krag van die regterhand. Op die troon aan die regterkant. Daar's 3, 4, 5 skrifte wat praat. Hy het elke keer 'n ander bewoording, maar dit neig na die regterhand, waar Jafashua sit as ons voorspraak. Ons verlosser. Hy wat vir ons versoening gedoen het. Hy wat sy lewe vir ons betaal het. Hy wat ons vrygekoop het. Hy wat ons sondelas gedra het. Jesaja 53, dink is daar by vers 6 sê, hy was, as vers 7, 6 ja, hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders, het hom gespoeg en geslaan, en gemartel en geheen, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy het vir u sonde en my sonde die prys betaal. Wat 'n voorreg vanmôre, dat ons kan besef, ons het 'n voorspraak by Jaffa, soos iemand soos Jafashua. En ek weet die boodskap is totaal van die punt af hierso, maar ek weet iewers wil Jaffa vanmôre met iemand praat. Moenie laat die duiwel jou klaarmaak met 'n skuldgevoel nie. Gaan na Jafashua toe. Hy is ons voorspraak. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid altyd dieselfde. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees lig wat skyn in 'n verlore wêreld. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.